Geliefdes, ek is nou met julle daar sy. Nou is my notas ook oop. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my en vir my man George sommer 'n groot voorreg om hier by julle gemeente te kuier. Al die afkondigings is nou klaar gedoen, maar ek wil tog net byvoeg, julle moenie die Kersangdiens mis nie, asseblief. Dit is altyd so 'n spesiale geleentheid. Ek en my man het hierdie voorreg om sommer 'n paar Kersangdienste by te woon. En dit is alles so wonderlik om dit te doen. Geliefdes, kom ons sluit die oë, dan dra ons net hierdie erediens aan die Here oor. Liewe Here, onsse Vader, dankie vir hierdie geleentheid om so as geloofsfamilie net weer saam te kom en U naam groot te maak en uit U woord te hoor, liewe Vader. Dit is altyd so voorreg om net kerk te wees. Liewe Vader, ons bid ook, U weet ons nou hoe besig ons gedagtes is en U weet hoe besig ons altyd is, maar in hierdie oomblik vra ons U Vader, maak ons gedagtes stil en breek U woord oop vir ons. Ons luister graag, liewe Vader. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskep het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons liewe Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Geliefdes, voordat ek aangaan wil ek net seker maak, kan julle my mooi hoor? Ons het nou nie voor die tyd getoets nie, kan almal my mooi hoor. Wonderlik. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie ons gaan so saam terugkyk en ons gaan bietjie vorentoe kyk. En wanneer ons nou terugkyk, wil ek hê ons moet vir 'n oomblik net terugkyk tot daar by die skepingsverhaal en daar waar God vir ons sulke mooi riglyne gegee het van hoe ons lewe moet leef deur sy wet. So van die skepingsverhaal af wat ons lees in Genesis, het God die mens as hierdie verhoudingswese geskep. Die mens is in verhouding met God, die mens is in verhouding met die skepping, die mens is ook in verhouding as man en vrou en met ons medegelowiges en ons medemens. In Matteus 22 lees ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Geliefdes, maar ek dink ons kan vir mekaar sê dat partykeer is ons so besig en ons het al hierdie goed op ons agenda en partykeer mis ons dit so bietjie. Hierdie liefde vir ons medemens, liefde vir die mense in ons eie huise somtyds. Ek het 'n geruime tydjie terug toe ek voorberei het vir 'n erediens, het ek die volgende gedeelte so raak gelees en ek deel dit graag met julle. Die opskrif is, Here, ons is so besig. Here, ons is so besig dat daar in ons lewe nie 'n tyd vir alles is nie. Here, ons leef grootendeels net vir ons eie belange. Here, ons kyk die seëninge wat U vir ons gee, so dikwels mis. Here, ons dink groter, vinniger en meer is altyd beter. Here, ons is dikwels te gejaag en te gemoeg om vir ander om te gee. Here, ons sien dikwels die mense rondom ons nie eens raak nie en luister nie in liefde na hulle nie. Here, help ons dat ons nie die lewe self vir U daarin misloop nie. Here, wees ons genadig.
Broers en susters, terwyl ek hierdie gedeelte gelees het u dalk so ietsie van een van of meer van hierdie aspekte so in die eie lewe raak gesien. Ek weet, ek is ook een wat my hand moet opsteek. Partykeer is mens so besig en mens maak nie tyd vir ander mense nie. En daarom wil ek graag net so kort oomblik gee vir stil gebed. So net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik, bely dit net so voor die Here, en daar wat met u gepraat het in die hart, bely dit net so vir die Here, praat net so vir die Here met dit. Ek gee oomblik tyd vir stil gebed. Amen. In 1 Johannes 1 lees ons, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van ongeregtigheid. Liefdes, kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons almagtige God en Vader, dankie dat ons sommer net met vrymoedigheid al ons sondes voor u kan bely. Dankie vir u groot genade en u onvoorwaardelike liefde. Liewe Vader, waar ons nou die woord gaan lees, weet ons dat u met ons gesels en dat u vir ons elkeen 'n unieke boodskap het, want u gebruik ons elkeen so op 'n unieke wyse om te dien, en ons is so dankbaar daarvoor, liewe Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Geliefdes, vandag sluit ons die Christelike kerkjaar af met die fees van die Christus die Koning. Van volgende week af is dit die Kersseisoen en Adventtyd. En dan die eerste simbool, daar sê, die eerste simbool van hierdie fees van Christus die Koning is dan die kroon. En in hierdie simbool vier ons Jesus as ons enigste koning. Hy is die koning van alle konings. Die tweede simbool is dan die simbool van die kruis. En dit is hierdie simbool van Jesus, die koning van al die konings, wat homself gegee dan vir sy koninkryk en vir sy kinders. Die laaste simbool is die simbool van hierdie brandende lampie, wat ons sien, en dit is net hierdie simbool dat ons as geloofsfamilie met verwagting, met hoop uitsien dan na Jesus se wederkoms. Met hierdie loflied wat ek nou gaan sing, wat ek nou gaan lees, die loflied van Sagaria, loof hy ook dan nou as te ware hierdie Christus as ons enigste koning. En in sy loflied reflekteer hy so half terug, en hy kyk vorentoe. Geliefdes, en wanneer ons dan so aan die einde van die jaar kom, is ons ook mos nou geneig om so terug te reflekteer op die jaar wat verby is. Ons sien dalk bietjie die uitdagings wat ons so oorkom het. Ons sien daai blye, opgewonde dinge wat in ons lewens gebeur het. Party van ons het dalk deur 'n hartseer tyd gegaan en ons sien dalk daai hartseer raak, maar ons reflekteer so terug op die jaar en ons kyk ook vorentoe uit. Ons sien uit na die vakansie wat om die draai is, ons sien uit na hierdie feestyd en ons sien uit na 'n nuwe jaar wat vir ons voor lê. En dan dit is dan nou wat hierdie loflied van Sagaria ook nou doen. Geliefdes, maar voordat ek die gedeelte lees, as ons dan nou so reflekteer op die jaar wat verby is en ons kyk na die jaar wat vorentoe is, wil ek hierdie illustrasie gebruik van ons wat in 'n motor is en ons is nou op reis. Dit is nou ons lewensreis.
So voor ons het ons die groot ruit, en agter ons het ons dan, of vir agter toe kyk, het ons dan hierdie triespieeltjie waarin ons dan nou kan terugkyk. En ons het al twee nodig, maar in balans, want geliefdes, jy kan nou dink, as ons nou net so in die triespieeltjie gaan kyk, dan kan ons moontlik 'n ongeluk veroorsaak. En as ons net deur die voorruit kyk, en ons kykie so 'n bietjie in die triespieeltjie, nie kan ons dalk nou vergeet waar ons dan vandaan kom. So dit is wat hierdie loflied van Sagaria dan ons as gelowiges mee help. Dit help ons om op 'n gebalanseerde en tog ook hoopvolle manier dan vorentoe te kyk en terug te kyk. Geliefdes, ek lees vir ons dan Lukas 1 van vers 67 tot 80 en ek lees uit die 83 vertaling uit. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So die Here dit reeds van oudser beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van vyande, hom onbevrees kan dien, in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, verlossing deur vergifnis van hul sondes, danksy die genadige ontferming van ons God, soos die môre son sal hy opgaan, en uit die hoogtes op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Die kindjie het opgegroei en sterk geword, deur die Gees het in die woestyn gebly, tot die dag van sy openbare verskyning in Israel. Geliefdes, ek lees tot daar. Nou net so 'n bietjie agtergrond. Elisabeth en Sagaria, hulle was daar in 'n bejaarde ouderdom gewees en hulle was nou nog kinderloos gewees. En een dag terwyl Sagaria dan nou so besig was met sy tempeldiens, het daar dan 'n engel aan hom verskyn en aangekondig dat Elisabeth geboorte sal gee aan 'n seun. En die seun se naam sal Johannes wees, en hy sal dan nou die volk voorberei op die koms van die Here. Geliefdes, maar Sagaria het bietjie gesukkel om hierdie aankondiging te glo, want ek bedoel, hulle is nou al in 'n hoë ouderdom, so hoe kan dit dan nou moontlik wees? En daarom het Sagaria dan stom geword. Waarskynlik het hy dalk doof ook geword, maar die woord sê vir ons hy het stom geword, en tot en met die geboorte dan van Johannes die Doper. Dit herinner ons so 'n bietjie ook aan die verhaal van Abraham en Sara, né? Wat ook eers kinderloos was. En ons sien so ietsie raak van God se aankondiging wat menslike logika soms oortref. En die gevolg daarvan is dan die mense reaksie van ongeloof, so bietjie skepties dalk, so amper so wantroue. Maar wanneer hierdie kindjie dan nou gebore word, verander hierdie hele prentjie. En die oorstelpte vader bars dan uit in 'n loflied. Sagaria se loflied is hierdie geesvervulde profesie wat terugkyk en oor die lied van goedheid en guns wat God so deur Israel se geskiedenis gebring het. Maar hy kyk ook vorentoe waar
waar Johannes se rol dan in God se verlossingsplan ook die toon dan gee van hierdie loflied wat beskryf word. So wanneer Sagaria dan nou so in die triespieeltjie kyk, reflekteer hy dan op 3 goeters basies. Hy reflekteer op die belofte van Dawid, waarvan ons ook lees in 2 Samuel 7, met hierdie tekens van hoop en belofte. Sagaria reflekteer ook so 'n bietjie op die uittog uit Egipte uit, en dan die verbond wat God dan met Abraham gehad het. En soos wat Sagaria reflekteer op hierdie Bybelmense se verhale, geliefdes, dink ek moet ons so 'n bietjie saam met Sagaria reflekteer hierop, nê? Dawid, hierdie man na God se hart, sy lewe was ook nie altyd maklik nie. En dan kom daar 'n tyd wat Dawid nou so 'n bietjie nonsens aanjaag, en dan moet hy nou weer nonsens aanjaag om daai nonsens op te cover. Geliefdes, julle ken mos daai verhaal. En sien ons nie dalk partykeer so ietsie van onsself daarin nie. Het God dalk hierdie jaar nie ook vir jou 'n uitkoms gegee, waar jy gebid het vir iets, en God het vir jou uitkoms gegee? God het ten spyte van die ekonomie so mooi na jou gesin gekyk en voorsien, maar tog soos daai uittog uit Egipte uit, sukkel ons so 'n bietjie om tevrede te bly, nê? Daar's altyd meer wat ons soek, daar's altyd nog iets wat ons soek. Ons sukkel soms om net bietjie tevrede te bly. En wanneer ons dan nou dink aan die verhaal van Abraham en Sarah en die belofte wat God aan Abraham gemaak het, geliefdes, ek weet, hier moet ek ook nou weer my hand opsteek. Partykeer bid ons vir die Here oor 'n saak of oor 'n kwessie, en ons glo God, ons weet hy sal ons gebed verhoor, maar dit is mos nou ons natuur deesdae. Alles moet vinnig gebeur. Ons lewe in hierdie gejaagde wêreld. En terwyl ons dan nou so op God wag, want ons het vir hom gebid, dan moet ons intussen ons eie plannetjies maak, want dinge moet mos nou gebeur. Ons kan nie net wag nie, en ons maak ons eie plannetjies, en in so mate dan wil ons mos nou in beheer voel. So ek moes dit ook al voor die Here bely. Ek bid oor 'n saak, en dan intussen moet daar goed gebeur. Ons kan nie net stil sit nie, né? Geliefdes, dan wanneer Sagaria so deur die vooruit na uitkyk, dan laat God vir hom hierdie verlossingswerk sien. Hy spreek die verwagting uit dat God se Messias Israel sal verlos van hulle vyande. En aanvanklik word daar gedink of bedoel net hierdie Romeinse verdrukking wat hulle ervaar het, maar gaandeweg sien ons dan ook, kry hulle hierdie insig dat die diepste verlossing is eintlik vir ons elkeen se sondes, waarvoor die Messias gaan kom. En dit is dan amper asof Sagaria, terwyl hy nou in hierdie motor ry, sommer die hoofligte aanskakel, né? Hy skakel hierdie hoofligte aan, en die pad vorentoe, wanneer ons dink aan die Messias wat kom en God se wederkoms, dan lyk hierdie pad vorentoe nou nie meer so donker nie. En ons kan hierdie reis dan nou voortsit met so 'n tikkie meer hoop binne ons en meer verwagting binne ons. Geliefdes, dan met die vooruitsig nou op Kerstyd wat kom, hierdie Kersseisoen, op die Adventtyd wat kom, word ons ook opnuut herinner aan God se karakter. Net soos wat hy in die Bybel, met al die Bybelse karakters, dit gaan soos 'n goue draad deur die Bybel, die beloftes wat God maak. Elke keer wanneer die volk geval het, het hy 'n nuwe plan gemaak om hierdie volk te verlos, want dit is God se karakter vir ons. En wanneer ons dan na hierdie nuwe seisoen ingaan, kan ons ook dan soos Sagaria
met 'n loflied in ons hart, met 'n loflied op ons lippe, uitsien na die wederkoms, uitsien na 'n nuwe jaar, met nuwe hoop, met nuwe verwagting. Geliefdes, so oproep wat ek wil maak op julle, en glo vir my, as 'n lewensafrigter so hier in die agtergrond, is hierdie nogal 'n waardevolle en kragtige, ek wil amper sê, oefening of gewoonte om te doen. Wanneer dit so by die einde van die jaar kom, geliefdes, doen julle self 'n guns, sit net so tydjie, ek weet die lewe is besig, maar sit so tydjie eenkant, vat pen en papier en reflekteer bietjie op die jaar wat verby is. Kan die oomblikke sien waar God dalk jou logika oortref het, waar jy gedink het, hier kan dinge nou nie uitwerk nie, of dit is te laat. Kan nie sien waar God u logika oortref het. Kan nie raak sien, en skryf dit neer, kan nie raak sien, waar was God besig in u lewe? Waar het u God se genade beleef? Dan is dit ook goed om te reflekteer op wat het gewerk in hierdie jaar wat verby is? Wat het nie gewerk nie? Wat moet dalk verander in my lewe? En die belangrikste waarop ons kan reflekteer wanneer ons so terugkyk in die jaar, en dit is hoekom ons vandag ook hierdie fees van Christus die koning, so wat ek net weer wil beklemtoon, wanneer u terugkyk so op hierdie jaar wat verby is, reflekteer bietjie, is God, is Christus, God drie enig, is hy nog steeds u koning? Of is ons geneig om ons oë bietjie op die wêreldse dinge te rig? Rig ons nog steeds ons oë op God? Dit is as ons dit neerskryf met pen en papier, dit is 'n verskriklike waardevolle oefening om te doen. En dan, wanneer u so by die vooruit uitkyk, vra u self af, wat sien ek voor my? Waar is God besig om te werk? Waar kan ek my lig uitstraal? Wie om my het nodig om Jesus se verlossingsverhaal te hoor? Geliefdes, mag jy ook op jou lewensreis met nuwe hoop deur hierdie vooruit kyk, sommer die hoofligte aanskakel, en mag jy en jou familie ook net hierdie komende Kersseisoen God se leiding, God se liefde, God se genade ervaar, en mag u net lig wees, daai hoofligte aanskakel en net lig wees. Ons lewe in 'n tyd waar mense deur baie uitdagings gaan, ons lewe in 'n tyd waar mense baie eensaam voel. Julle weet, tegnologie vat al die aandag af van ons mensdom af. So, dis 'n goeie tyd om net bietjie te reflekteer daarop. Geliefdes, dan kom ons sluit dan ook hierdie kerklike jaar, hierdie fees van Christus af, om net so opnuut in ons harte te bely, dat ons glo in God drie-enig. Geliefdes, ek wil u vra, as dit vir u moontlik is om te staan, kom ons staan en dan sê ons so saam die geloofsbelijdenis op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, u kan sit, dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. Ons sluit die oë. Liewe Here, ons Vader, vanoggend wil ons net u eer weer as ons skepper, as ons Vader, as ons koning, koning van alle konings. Liewe Here, Jesus, ons sê vir u baie dankie vir u verlossingswerk, dankie vir u genade, onbeskryflik groot en u onvoorwaardelike liefde vir ons. Geliefdes liewe Here, wanneer ons so terugkyk en so vorentoe kyk, bid ons vir u Heilige Gees se leiding. Liewe Vader, help ons om dit raak te sien wat u graag wil hê ons moet raak sien, sodat ons hierdie lewensreis met hoofligte aan kan voortsit, sodat ons kan ligstraal oral waar ons kom. Liewe Vader, ek weet, u wil elkeen van ons hier gebruik om te dien. Dit is waarvoor u ons voorberei, dit is waarvoor ons as gelowiges so saamkom. Liewe Vader, dit is wat u kerk maak. So, liewe Vader, bid ek dan nou ook vir hierdie gemeente, NG Koppies Weltevrede. Liewe Vader, ek bid vir die leiers, die mense wat so aan die bediening is in hierdie gemeente. Ek bid vir hulle dat u vir hulle die nodige insig en wysheid sal gee, sodat dit u koninkrykswerk is wat sommer net hier gaan deurbreek. Liewe Vader, ons bid ook vir die dorp se bestuur, die dorp se leiers. Gee vir hulle ook die nodige insig en wysheid om dit wat hier moet bestuur word, om dit goed te doen, liewe Vader, want dit is u geliefde mense wat hier bly, wat hier 'n bestaan maak, liewe Vader. Liewe Vader, ek bid ook waar elkeen van hier af in hulle verskeie rigtings gaan, bid ek vir u veiligheid. Liewe Vader, ek bid vir elkeen hier, laat u vir hulle voorsien, dit wat hulle nodig het. Liewe Vader, u ken elkeen hier se hart, u ken elkeen hier se behoeftes, die omstandighede. Ons bid dat u elkeen sal omvou met u liefde en u genade. Liewe Vader, ons bid dit alles tot eer en verheerliking van u naam, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.